Goeiemôre, welkom by ons erediens. Vanmôre is 'n boodskap handel oor die geboorteaankondiging van die Here Jesus. Soos julle sal sien op die uitsending, het ons kerk in 'n tent hier buite, omdat ons Kersmark in die gemeente het vir die volgende 2 weke. En mag die Here ook die boodskap aan jou hart en in jou lewe seën. Voordat ons stil word, het dit my nou opgeval die week, dat die Ou Testament het hulle 'n tent saamgedra, nee? Die tabernakel. En daar was reëls en daar was voorskrifte hoe om die tabernakel op te vou, weg te vat, te bære. En elke plek waar hulle gekom het, moes hulle die tent opslaan. En daar was voorskrifte oor hoe die tent opgeslaan moet word. Want jy sien, as jy in die Here se teenwoordigheid is, dan doen jy nie net wat jy wil nie. Jy doen dit wat die Here sê jy moet doen. En jy doen dit op sy manier. Jy doen dit soos wat die Here sê jy moet dit doen. Want die Here weet die beste en hy beskerm sy heiligheid, sy grootheid, sy eer. So stap die volk deur die woestyn en hulle slaan die tent op. Kinders, daai tent word genoem die tabernakel. En die tabernakel het ook verskillende dele, soos 'n heilige deel en 'n allerheiligste deel, wat aan die agterkant van die gordyn is. Daar kon jy nie ingekom het nie. Jy kan nie net daar instap nie. Dis waar die verbondsark was, met die 10 gebooie in, en die vles met die brood, die manna wat gegee is, daai vles brood het nie suur geword nie, want dit is 'n teken van God se sorg. So, toe Sagaria, waarvan ek 2 weke terug gepreek het, nee? Onthou julle Sagaria en Elisabeth en die baba Johannes? Toe Sagaria die geleentheid kry deur die lot om in die allerheiligste in te gaan en God daar met hom praat dat hy baba gaan kry, sy vrou. Toe is dit vir Sagaria 'n ongelooflike voorreg om in die allerheiligste in te gaan. En hulle toue om hulle voete gebind wanneer die hoofpriester daar ingestap het. Want sou hulle daar dood neerslaan, hoe gaan hulle daai dooie daar uitkry sonder om self dood te gaan? So die toue is om hulle voet gebind. Die volk het hier by mekaar gekom. Dan het die hoofpriester, sê nou maar daar waar daai ding is nou nie, hy het nou afgehaal. Daar deurgegaan na die allerheiligste toe, daar vir die volk ingetree. En dan uitgekom. En as hy daar dood neerslaan, dan katrol hulle hom in. Sleep hom uit. Die Here se teenwoordigheid is heilig. Want hy is heilig. En sy teenwoordigheid, nee, is nie gekoppel aan 'n gebou nie. Sy teenwoordigheid is in 'n tent, soos vanmôre hier. Of in 'n tempel in die Nuwe Testament. Of in die huis, soos in Handelinge. En by jou huis as jy uitgaan. En in jou hart, as jy môre werk te gaan. Dis waar God bly. Dis waar God bly. Daarom gee die Here die opdrag. Ek is heilig, so wees jy heilig. Waar jy gaan, gaan ek. En die Heilige stap saam met jou. Here, U is groot. En U is heilig. En U is goed. U is die lewende God. En daar's niemand soos U nie. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here, U was voor alles alreeds daar. En alles wat ons hier is, en wat ons hier kan beleef, en wat ons kan sien, is deur U hand gemaak. U is die skepper van die hemel en die aarde. Die uitspansel wat ons nie kan meet nie. En tog, Here, in die kleinste molekuule is U ook daar, wat ons nie eers met 'n oog of 'n mikroskoop kan sien nie. En in die grootheid, Here, het U gekies vanmôre om, soos Johannes kom sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon, letterlik kom tent opslaan tussen ons. En meer as dit, U het by ons kom intrek deur die Heilige Gees.
dan word ons die tempels van God in hierdie wêreld. Tempels wat mense moet raak sien wat vanmôre verby 'n kerk ry of draf of fietsry. Tempels wat moet weergalm dat die lewe in oorvloed net is wanneer jy Jesus gekry het. Tempels wat die kerkklokke moet laat lui en sê wat 'n vreugde dit is om as 'n kind van die Here in hierdie wêreld te leef. En meer as dit te weet, ons bestemming is seker. Ek sê vir U dankie vanmôre dat ons in U tent kan wees. Dat ons onder U tent kan skuil. Dat ons by U rus kan vind. En dis waar ons wil wees, aan U voete. Amen. Ons gaan vanmôre lees uit Lukas 1. Het is eintlik bevrydend vir my vanmôre dat hier nie 'n PowerPoint en 'n bord niks is nie. Ons het net Bybels. Dis al wat ons nodig het in elk geval. So 2 weke terug het die Here met ons gepraat oor die geboorteaankondiging van Johannes. Julle sal onthou, dis die ou wat gebore is om met 'n wysvinger na Jesus te leef. En ek wil vanoggend die tweede geboorteaankondiging met julle saam lees. Naamlik die van Jesus, waar die engele nou Jesus se geboorte aankondig. Dis die volgende gedeelte wat ons in Lukas saam lees. En dan wil ek 'n tweede Kersverhaal ook saam lees. Julle gaan wonder hoekom lees ons dit vir Kersfees, maar julle sal hoor, 'n vreemde Kersverhaal wat ons nie gewone Kerstyd lees nie. En dan gaan ek afsluit oor ons eie Kersverhaal. So kom ons lees eers Lukas 1 vers 26. Nou sê julle sien die opskrif is geboorte van Jesus aangekondig. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef, uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê, "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê, "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê, "Hoe kan so iets moontlik wees? Aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie." Die engel het haar geantwoord, "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, dis verlede keer se preek, is ook swanger en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger, want hier is die mooiste woord, een van die mooiste woorde in die Bybel, want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Is dit nie mooi nie? Geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Toe sê Maria, "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord." En die engel het van haar af weggegaan. Nou net tot dan. 'n Engel word uit die hemel uit gestuur na 'n vrou met die naam Maria, om vir haar te groet. En die groet is, "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." En dis soos die Here jou vanmôre groet. "Ek groet jou, begenadigde." Weet jy wat beteken begenadigde? Letterlik beteken dit favored one. Is dit nie mooi nie?
Dis soos die Here jou groet. Ek groet jou favored one. Met ander woorde, ek groet jou. God favors you. God het jou raak gesien. God het jou uitgekies. En hy seën jou vanmôre met sy teenwoordigheid. Ek groet jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Begenadigde, die Here is by jou. Maria, jy is 'n begenadigde, sê die engel. God favors you, Maria. En Maria, ek gaan jou nou gebruik, om iets wonderlik in hierdie wêreld te doen. Ek gaan jou as 'n instrument gebruik, 'n voertuig, waarmee ek die wêreld gaan kom verander, die wêreld op sy kop gaan draai, die wêreld gaan kom herskep en vernuwe. En Maria, jy is deel van God se plan. En die plan is, vers 31, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Dis die plan, Maria. Nou ek wil so 'n bietjie op die reaksie van Maria ingaan vanmôre, wanneer ons nou oor hierdie woorde luister, hè. In alle waarskynlikheid was Maria tussen 14 en 16 jaar oud. Wie is die dogters wat hier is? Steek gou vir my op, wie is tussen 14 en 16 jaar? Maak dit so? OK. Julle te skaam om te sê, julle is ook, kan ook Maria's wees. Maar julle sê aanneem. So Maria was waarskynlik so oud soos baie van ons dogters. Nou ons lees nie dit in die Bybel nie, maar vanuit die kultuur en die agtergrond van daardie tyd, het dogters getrou tussen 14 en 16 jaar, en dan het hulle kinders gekry in daardie tyd. Dis hoekom so baie kinders kon kry, hè? Want hulle het vroeg getrou. Moenie julle hoef dit nie te doen soos Maria, hoor. Ja, hy sien hulle reg. En nou is dit nie vreemd nie, dat Maria, wanneer sy hierdie nuus kry, eintlik op 3 maniere reageer op dit wat sy gehoor het. Die eerste reaksie van Maria is dat sy totaal en al verward is. Ons lees in vers 29, sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Nou vriende, natuurlik was sy verward. Ek bedoel, in die eerste plek, hoe sal jy voel as jy lekker in jou huisie sit en as jy nou weer sien, dan staan hier 'n engel Gabriël by jou? Sy is 14 jaar oud. En sy hoor, maar ek gaan swanger word. En ek het eers 'n man nie. En sy hoor die baba wat sy gaan kry, gaan Jesus genoem word. En hy gaan God wees. En hy gaan die seun van die Allerhoogste genoem word. En die baba wat sy gaan kry, gaan vir ewig regeer. Ek bedoel, wie van ons sal nie verward wees as 'n engel vir ons hierdie boodskap gee nie? 'n natuurlike reaksie, verwarring. Right, so dis die eerste ding, sy's verward. Toe kom die tweede reaksie, ook reg menslik, en die realiteit tref vir arme Maria. Sy is verward en die realiteit skop in, vers 34. Goed, Here, ek kan nou dink, dit kan gebeur, maar hoe is so iets moontlik, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Here? OK. Hierdie besigheid klink na 'n goeie plan, maar hoe is dit enigsins moontlik? En dan antwoord die engel met hierdie profetiese en bemoedigende woorde in vers 37. Maria, geen woord wat van God afkom is kragteloos nie. Met ander woorde, Maria, kinders sal sê, watch this space. Maria, jy gaan nog leer in jou lewe, niks is vir God onmoontlik nie. Maria, jy gaan nog sien, dat niks vir die Heilige Gees onmoontlik is nie. God kan die onmoontlike moontlik maak. Tweede reaksie, die realiteit. Die derde reaksie,
Lees ons in vers 38. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens U wil. Here, wat is haar reaksie? Here, ek verstaan nie wat U vir my sê nie. Here, ek verstaan nie eers wat dit alles beteken nie. Here, ek weet nie wat die implikasies daarvan gaan wees nie. Here, ek weet ook nie hoe U dit gaan regkry nie. Maar Here, hier is ek. Gebruik my en werk in U krag met U krag deur my. Wat gebeur? Dis 'n geloofsreaksie op dit wat sy gehoor het. Here, hier is ek, gebruik my. En haar reaksie van geloof, loop uit op die onverklaarbare toe die wonderkind in Bethlehem gebore is. Ek het al baie gewonder wat sou gebeur as Maria dit nie geglo het nie. Wat sou gebeur as sy sê, nee Here, slaan my oor. Ek sien nie kans daarvoor nie. Maar Maria se geloofsreaksie maak dat sy die seun van God die wêreld inbring. Later, toe kruis hierdie selfde baba Jesus, kruis toe die pad van vissermanne, en dis die tweede Kersfees storie wat ek wil lees vanmôre, in Lukas 5. Hou van visvangstories. Lukas 5. Op 'n dag toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein entjie van die land af weg te vaar. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water en laat sak jou nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie, maar op U bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die boot beduie in die ander boot om hulle te kom help. En toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak dat dit begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knieë van Jesus neer en sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige mens. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns, wat saamgegaan het met Simon en saam met hom gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê, moenie bang wees nie, van nou af sal die mense vang. Nadat hulle die bote op die strand getrek het, het hulle alles gelos en hom gevolg. Die tweede Kersstorie. Het was vir my interessant, presies dieselfde reaksie wat Maria gehad het op die nuus, is dieselfde reaksie wat die vissermanne gehad het op Jesus se woorde. Julle kan dit weer gaan lees. Jesus vra vir vissermanne, wat die hele nag probeer het om vis te vang, en niks gevang het nie, gaan en probeer weer. En hoe reageer hulle op hierdie woorde? Met verwarring en verbasing. Net soos Maria. Meester, hoe is dit nou? Meester, ons het dan nou die hele nag geswoeg en niks gevang nie. Verbasing. Eintlik verward oor dit wat Jesus sê. Meester, van preek maak kan u iets weet, nê? Maar van visvang weet u absoluut niks. Meneer, in hierdie meer vang jy in elk geval nie in die dag met 'n net enige vis nie. Meneer, ons ondervinding het vir ons al hier by hierdie meer baie meer geleer. Ons kan uit ondervinding praat. Hierdie plan gaan nie werk nie. Ons weet hy gaan nie werk nie. Ons het dit al probeer.
Been there, done that. Meneer, die realiteit is, logika sê vir ons, hierdie ding wat jy nou sê, gaan nie werk nie. Hulle is totaal verbaas oor Jesus se woorde, net soos Maria. En dan die tweede reaksie, dan skop die realiteit in, by hierdie vissermanne ook. Want jy sien, as jy niks gevang het nie, beteken dit jou boot is leeg. Dan is jou maag leeg en jou beursie is leeg. Want jy het niks om te eet nie, en jy het ook niks om te gaan verkoop nie. Want dan is jy in die moeilikheid. Dis die realiteit. En hulle moet nou alles wat hulle gewas het en weggepak het, weer gaan opslaan, in die bootpak, uitvaar na die water. Dis nogal effort. Maar die realiteit dat hulle in die moeilikheid is, die realiteit dat hulle skuit leeg is, dryf hulle om 'n kans te vat op dit wat Jesus sê. Ek dink hulle vat 'n kans. 'n Geloofskans. Hulle reageer met geloof. In vers 5. Op u bevel sal ons die nette weer laat sak. Ons dink nie dit gaan werk nie. Ons het ondervinding dat dit nie gaan werk nie. Maar ons gaan met geloof hierdie keer reageer. En weer, nog 'n keer, die net laat sak. Here, dit maak nie sin nie. Here, dit gaan in teen my eie beter wete. Here, my ondervinding sê, dit kan nie wees nie. Here, dit gaan in teen alle visvangreëls, maar ons sal dit doen, want u dit gesê. Maria se woorde, echo, in die vissermanne. Here, ons sal reageer, doen u die wonderwerk. En die uiteinde van hierdie verhaal van die vissermanne is ook 'n wonderwerk, want hulle vang toe so baie vis, dat 2 bote wil sink. God doen die wonderwerk. Verbasing, realiteit en 'n geloofsreaksie wat uitloop op 'n wonderwerk. Daar's 'n derde Kersstorie. En dis die een waarvan ek en jy deel is vandag. En ek besef vanmôre as ek kan nou al begin sê oor skares mense kyk, dat jy in jou eie bootjie is. En jou bootjie is nie my bootjie nie. En elkeen se bootjies is verskillend. Verskillende omstandighede, verskillende uitdagings. Maar dis in jou bootjie wat dit ook moet Kersfees word. En dis hoekom die Here my vanmôre na jou toe gestuur het. Want miskien is jy ook al moeg probeer, soos die vissermanne. Miskien is jy ook al moedeloos gewag, werk jy dag en nag, maar dinge wil net nie uitwerk, soos wat jy gehoop het, dit gaan nie. Miskien werk jy baie hard, doen jy jou deel, bid jy vir 'n wonderwerk, maar die wonderwerk het nog nie gekom nie. Miskien sit jy ook iewers eensaam in jou huis, en wonder jy ook soos Maria, Here, wat beteken dit alles wat nou met my gebeur het? Ek verstaan dit nie. Ek weet nie hoekom dit gebeur het nie. Ek weet nie hoe ek gaan uitkom nie. Ek verstaan nie. Ek is verward oor die lewe. Miskien is daar dinge in jou lewe wat eenvoudig nie antwoorde het nie. So jy sien, elkeen van ons sit met ons eie stukkie werklikheid hierdie Kersfees. Kersfees vat dit nie weg nie. Winkels verkoop hierdie happy-go-lucky tyd, nê? Maar Kersfees is in Afrika, en in Suid-Afrika, en in Stellenbosch, in jou eie hart. En weet jy, in die meeste gevalle, of krisisse of moeilikheid waardeur ek en jy beweeg, en is maklik as jy nou gaan terugkyk daaroor, gaan doen 'n bietjie die moeite, vat 10 minute van jou dag, en gaan kyk terug na enige krisis of moeilikheid waardeur jy al gekom het.
beweeg ons altyd deur hierdie 3 fases. Verwarring, wat het nou met my gebeur? Wat gaan nou hier aan? Hoekom het dit gebeur? Die realiteit, wel, hier is ek nou. En dan die derde een, die reaksie op dit wat met jou gebeur. Feitelik in elke situasie is ons eerste reaksie een van verwarring en onsekerheid. Maar dan is die vraag, en dis die Kersfeesvraag vir vandag. Jy kan nie beheer oor wat met jou gebeur nie. Die engel kom staan voor Maria. Daar gebeur goed in ons lewe waaroor ons nie beheer het nie. Maar hoe jy reageer daarop, dis waaroor jy beheer het. En Maria moes sê, Here, wat U gaan doen, wat met my gebeur, verstaan ek nie. Here, hoe U my hierdeur gaan vat, weet ek nie. Maar Here, hier is ek, in U hand. Doen met my wat U wil. Dis 'n geloofsreaksie. Die vissermanne moes sê, Here, al het die lewe my anders geleer, op U woord sal ek nog 'n keer my bootjie uitstoot en nog 'n keer die nette gaan uitgooi. Dis 'n geloofsreaksie. En wie wat? Jou reaksie op dit wat gebeur, berei die grond voor vir 'n wonderwerk, en partykeer dink ek, of nie. Jou reaksie berei die grond voor vir 'n wonderwerk, of nie. Wat sou gebeur het as daai vissermanne gesê het, nog 'n ou wat hier verbykom en dink hy weet iets van visvang, ons gaan drink eerder 'n bier. Sou die wonderwerk gemis het. Sou die geleentheid gemis het om Jesus in beweging te sien in hulle eie lewe. Ek sluit af. Ek dink Kersfees hierdie jaar moet vir jou en my maar net weer herinner om vir nog 'n keer met geloof te reageer in jou eie lewe. Om ons bootjies uit te stoot op die water. Uit te stoot, al verstaan ons nie alles wat gebeur nie. Al weet ons nie altyd hoe dinge gaan uitwerk nie. Want jy sien, somtyds moet jy selfs teen jou eie beter wete of eie logika of ondervinding verklaar. Here, op U woord gooi ek U net uit. Of soos Maria, Here, verstaan nie, maar hier's ek, gebruik my. En dit skep die ruimte vir 'n wonderwerk. Hoor as die Here jou roep vanoggend, hoor as die Here jou roep, begenadigde. God favors you. Die Here is met jou. En onthou, ook in jou lewe sal geen woord wat van God afkom kragteloos wees nie. Amen. Ons gaan 'n stil gebed doen, hè? Gaan ek bid? Dan gaan haal julle vir my daai kindertjies. Annie, saam. Dankie. Want hulle moet vir ons 'n liedjie kom sing.
So kom ons word eers 'n paar oomblikke stil en dan sluit ek vir ons af met gebed. Jesus, 'n jaar terug het ons 5 oosthuisens voor u gestaan en u het gesê ons moet ons bootjie laat ruk. Here, ons het nie 'n klou gehad nie. Ons het nie geweet waarna toe nie. Ons het nie geweet wat nie. Eintlik het ons maar net geweet ons moet hiernatoe kom na niks toe. Maar u het nie niks gesien nie. U het elkeen wat vanmôre hier sit, raak gesien. U het hulle gesien as vyverd. En u het ons gesien as vyverd. Want u wou gehad het, dat ons en elkeen wat hier is, u handewerke fisies beleef, wonderwerke sien. Here Jesus, en ons het ons nette uitgegooi, en ons het gekom. En hier kan ons nou vanmôre sien, dit is u wat die vis vang. Dis u wat die wonderwerk doen. Daarom bewe ek eintlik vanmôre in die heiligheid, Here Jesus. Want u is waarlik die weg en die waarheid en die lewe. U is 'n werklikheid. En u het my en elkeen wat hier is uitgekies om dit te kan sien. Here, dan kan ons mos nie anders as om net te sê wow nie. Dan kan ons mos nie anderste as om ook op ons knieë neer te val en u te loof en te prys nie. En dan kan ons nie anderste as om te sê, Here, hier is ek. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar Here, hier is ek. Vat my in hierdie wêreld in, sodat ek 'n getuienis vir u kan wees. Maak nie saak wat nie. Dis groot woorde, mens mag dit nie net sê nie, maar Here, ons sien u is besig om te beweeg. En daarom kan ek sê, hier is ek, Here, vat my. Here, ek bid vanmôre vir mense in bootjies, mense wat op die strand staan en wat nie kans sien om nog 'n keer te probeer nie, mense wat moeg vis gevang is of moeg probeer vis vang het, mense wat iewers sit en wonder wat gebeur met my, hoekom gebeur dit met my, hoe gaan U my uitkry? En dankie Here dat ons op 3 maniere na die lewe kan kyk. Ons kan terugkyk en raak sien hoe U ons in die verlede al gehelp het. Ons kan opkyk en vanmôre U raak sien as die een wat by ons is en ons kan vorentoe kyk en met geloof reageer. Help U kinders vanmôre, Here, elkeen wat hier is. Help hulle om met geloof te reageer. En help hulle om te wag op die wonderwerk. Want U is God en in U krag en mag is niks onmoontlik nie. En geen woord wat van U afkom is sonder krag nie. En daarom bid ek, Here, dat U ons sal lei, ook in hierdie Kerstyd, om met geloof te reageer. Amen. Kom julle op die blaadjies. Is daar lied, maar ons gaan nou aan die altaar. Jy gaan dit nou eers saam met hulle sing dan. Nee, hierso voor julle. Julle moenie weggaan nie. Melanie, hierso. Dis 'n mikrofoon, jy sing baie mooi rustig. Maria,
die derde vers klink 'n bietjie anders, uit ander woorde. Maar as julle dit sing is op dieselfde wysie. Dit gaan oor al kan ons Here nog nie sien nie, dan weet ons hy is daar. So kom ons staan 'n bietjie, dis die laaste lied. Kyk, laaste vers en dan sing ons die laaste vers. Kan ek hom nie sien nie, doch weet ek hy staan, omdat ek God se liefde in my lewe ervaar. O, kom nou, Here Jesus, en maak my hart skoon, dat U woord as koning in my kan woon. Ontvang die seën van die Here. Gegroet is jy, begenadigde, want die Here is by jou. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die troos en die teenwoordigheid van die Gees jou lei en met jou wees. Amen.